Goeienaand al die 5 ligte kykers. Kali, Rassie, How everyone? lekker. En dan het ons 'n baie spesiale gas vanaand, Morney Delport. Oh, môre. Ja. Al die pad hier van die Weselike provinsie af. Ja. Nie oorspronklik nie, maar nou. Of Western Cape. There we go. Sy- Verstaan jy? Onafhanklik. Wag, maar hoe lank is hy so? Ja. Ja, net so oor 'n jaar. Beste tyd van jou lewe, nee. Pretty much, ja. Kan dit aanbeveel? Ek sou sê beste tyd van my lewe is van ek getrou het tot nou toe. En dan nou Laaste 3 maande. Jackies. Morney, ons wil vir jou baie dankie sê dat jy ons gejoin het vanaand hier op die podcast. Ons is altyd excited om so 'n bietjie Vars bloed. bloed en nuwe perspektief Ja. te hoor. Kyk, ons hou van 'n snor op hierdie show. ja, en dan is ek definitief op die regte plek. Regte ou. Ja, Verstaan jy, Rosa gaan nou indryf vanaand. Maar luister hierso, ek wil net hoor jou vertel ons 'n bietjie van jou passie vir motors, motorsport, Formule 1, wie ondersteun jy? Ja, so ek het groot geword so pretty much maar op met karre en so aan. So ek het Is dit net terwyl jy in die army was? nee. nee, Oh, jy was in die army, hè? saam met my pa. Wanneer nou in wat? 1989. Okay, en dan wat? Ja, 89. Okay, Ja. en dan wat het jy jou patrone saam? Nee. Ek was net vir observasie. En in behind the scenes sal ons julle meer daaroor vertel. Hy het in die panser gery. Ja. Goeie ondersteuning te wees. Yes. Ja, so nee, ek het die buurman wat langs my maale bly in Gauteng, hy het maar weet hy bou races engines en so aan vir karre vir Somali hill climb en daai tipe goed. Amazing. En jy weet soos hy het my oor die jare soos wat ek nou maar groot geword het hy my so stuk ietsie geleer van karre en basies maar saamgevat na 'n reistrek toe. Elke naweek dan sit Dalton en dan sit met val en dan sit die en dan sit daar en so op die einde Ekskuus ek onderbreek weer. Hoe oud is jy nou min of meer? ek het dit begin dit begin omtrent ek was about 8 jaar oud. Oh, Toe dit begin het. Yes, okay. Ja. Ons jare. Ja, hy het in 2003 het hy, ek weet nie of weet julle wie is Ricky Gatson nie. So Ricky Gatson is 'n man van Amerika wat hy het vir baie jare lank 'n groot rekord gehad met 'n dragbike, 'n ZX12 met bike, hy lang 'n funny bike. met soos 'n 12 silinder. Nee, daai ZX12 se Kawasaki, né? Kawa ZX12 met 'n turbo. Ja. Ninja my Waarlik. Einste en oom Ivan, ons se naam, hy het Amerika toe gaan om die bike vir hom daar te bou. So toe hy nou terugkom het hy vir my al hierdie posters gebring, Ricky Gatson, so nou soos 'n action shot. Het hy van die lyn afkom en so aan. So dis maar waar die liefde vir enigiets met 'n engine maar begin het. En soos ek nou maar ouer geword het en bietjie meer begin leer het en verstaan het van hoe engines werk en so aan en bietjie meer in Formule 1 en MotoGP en alles enigiets wat 'n engine in het, is iets wat ek in belangstel. Nie Formule 1 nie. Maar ag, hy het sy plek. Ek Dis 'n baie intelligente antwoord. Ek love dit. kyk daar Ek drink sommer op dit. daar's baie van die mense wat petrolheads is wat my sal slag oor ek dit sê. En almal is dis of jy hou van combustion engines of nie en elektriek is die duiwel en dit het sy plek. Dit is op agree. Daar's nog steeds Ek weet hier nie. nee, so dis nie my eerste keuse. Dis seker nie my eerste keuse. Ja. Maar dan ook het ons RX-i gesien teen die hillclimb opgaan wat haastig was. Yes, Baden was En jy kon hom hoor, jy kon hom hoor. Sorry, ek wil jou nie onderbreek. Nee, Dit so, is nee, 'n lekker stem. Laat ons hoor. So nee, 'n lang storie kort is maar net ek het maar mense in my lewe gehad oor die jare wat my maar, jy weet, expose het aan hierdie goed en dis maar net 'n belangstelling wat gegroei het soos wat ek ouer geword het. Klein kry voorreg. En dan 'n bietjie Formule 1. Vertel ons jou span. Ek is 'n McLaren Ek fan. het nou agterkom jy het nou absoluut geen rooi aan nie. Nou op daai punt, ou Kalamanner, ek het jou gewaarsku. Jy weet hoe om iets te sensor, nê. Ja. Het my maat, jy het rooi skoene aan vanaand. Jy het 'n rooi baadjie aan. Cool was hier sit saam David Kramer. Jy het 'n rooi hoekie aan, jy het 'n rooi jeppie. Ek het nou net opgelet, jy het ewen 'n rooi T-shirt daaronder aan. Nou is my volgende vraag. Ek sien jou jean pant is nou nie rooi nie. Wat se kleur is jou onder vanaand? Grys. Kyk, dan hoef ons niks te sien nie. Kan jy niks te Dis sien? wat die Mercedes deel. Okay, Nou terug. Ek is verlig. Ons Nee, ek het groen weer. Of Wit of ek het al geen hele vlag Nee. represent. Luister. Ja, sê. Okay, maar wag, jy het nou hy het nou 'n bombshell laat val.
Hy's 'n McLaren. Hy's 'n McLaren fan. Ja. Maar hy het dit so op 'n manier gesê asof dit vir my lyk asof hy regtig niks van rooi hou nie. Ja. Ek gaan nie sê ek hou niks van rooi nie. Ons almal, elke liewe persoon wat weet van Formule 1 is 'n Michael Schumacher fan. There we go. En as jy nie van Michael Schumacher hou nie, dan is jy 'n Drive to Survive. Want dan ken jy nie Michael Schumacher nie. This is true. Hy maak nie so baie goeie punt. Okay. Ja, dis 'n goeie punt, hè? Okay, maar as jy nou vir my gesê het David Coulthard, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Jenson Button, Hele pedigree, ja. As ons gegaan het even okay, nie Jack Villeneuve nie. I said al Friesen. Hoekom? Jy weet even Alonso, verstaan jy? Maar ja. Ja. As jy en ek bedoel jy kom nou van die jy's nou daai McLaren fan, so net om te sê ek is 'n diehard Ferrari fan van 90s af. So Ja. En dis right vir almal kan seker support wie hulle wil. Dis ek voel net Ferrari, dit maak dit vir my, hulle maak dit vir my moeilik om hulle te ondersteun. Ja. Met hulle strategie, dit is ek kan nie dit kan ek dit nie so baie. Presies waar ek is. Dit is presies waar ek is. Wat hy nou net gesê het. Ek dink as by Ferrari kom die synergy, for lack of a better manier om dit te sê, in hulle garage en die dinamika en kultuur is 'n bietjie vrot. En ek dink dit is waar wat sal jy sê, nou dit is op is wat sal jy sê is die issue daar? Ek dink nie, kyk ek gaan nou baie stereotipeer. Wat kry McLaren en Red Bull reg met Ferrari nie reg? En kommunikasie. Reg. Ek dink jy dis 'n language barrier? Maybe. Ek dink dit kan 'n rol speel, maar as jy kyk na hoe Lewis en Charles Leclerc die kommunikasie tussen hulle en hulle race engine, nee. hoe die drywers met hulle met hulle race ingenieurs, die kommunikasie is nie fantasties nie. En dis asof niemand op dieselfde bladsy regtig is. Dan sit plan A en dan plan C en niemand weet regtig waar om te gaan nie. En dit voel vir my Ferrari se race ingenieurs wil vir hulle sê hoe hulle die kar moet ry in plaas daarvan om net feedback te vra. Okay. Ek moet want ek brand nou met die vraag. Jy sê jy's 'n McLaren fan. Ja. Waar en hoekom het dit begin? Hoekom? Ek het ek so 'n bietjie agter die skerms wil vertel. Die heel eerste reis wat ek kan onthou in my kop was ek omtrent 4 of 5 jaar oud. En my pa's nie 'n groot Formule 1 fan nie, maar ek kan onthou die reis was aangewees. En dit was toe hierdie karre nog bestaan het. Toe was dit, wie het ons gesê was dit Raikkonen en Coulthard. David So dit was vroeg 2000. En al wat ek kan onthou hier waar ek vandag sit is net die klank van daai kar. Was dit die V10's geweest? Ja, dit was net voor hulle V8's toe geswitch het, as ek dit nie verkeerd het. 2006 was V8's, ja. Ja. Het jy nie 'n klip wat jy vir ons kan speel? Ek kry 'n ou VT vir ons aanvoer. Ja, so dit is wat ek dan onthou van my heel eerste herinnering van Formule 1 wat ek kan oproep is daai kar. Dan onthou jy die Mastercard advertensie reg wat hulle by Monaco Mastercard sê mos altyd hierdie kos soveel, maar hierdie is price. Yes. Dan was hierdie advertensies ek gaan nou die ding unpack, maar nou is dit hierdie begin hulle met jy het 'n supercar nodig om jou goal uit te vat. Soveel. Dan gaan jy na 'n eksklusiewe Italiaanse of Franse restaurant toe en dan kos dit jou soveel. Dan drink jy hierdie wyn en kos jou soveel. Dan begin jou vrou of jou goal met jou beklei, maar gelukkig die volgende oggend as jy wakker word, is jy reg langs die trek by Monaco en dan sê hulle having an apartment right next to the Grand Prix track. Priceless. Ek wil so iets onthou, maar ek kan nie die hele advertensie onthou nie, maar ek wil so iets onthou. Daai V10 engines, Ja. Ek reg net. Loudest sport in the world. So ek gaan nou iets baie dalk bietjie controversial sê. Ek love 'n V10 Formula 1 car. Dit is my. Maar as jy my glo as ek vir julle sê 'n V8 turbo van die late 80s early 90s was vir my iets anders geweest. Ja. Ek wil my gevoel daai kar het 'n V8 turbo gehad. Nee, dit's naturally aspirated daai. Was dit dan die So die turbos het geëindig in 87. Dit was die laaste turbos. En toe was dit nie eers V8's nie. Dit was 1.5 liter
V6 turbos wat hulle gehad. Regtig? Dis interessant. Maar as dit wat jy dis nie Maar jy kon kies van die toon gehoor. Ek Jy wou my kon net in die aspirator gegaan het. V8 dan. V12 ek het baie van Alfa en het nog gejaag in die vroeë 80s. En dan Ferrari het op flat 12s gejaag. Ja. En dan het jy en jy het verskillende. Ja, ek dink as jy forged induction gegaan het, moet dit 'n kleiner displacement Dis korrek, ja. Korrek. So wat gebeur het is daar was op die laer, moes dit al verlede jaar hierdie gesprek gehad, maar as jy below sea level was die naturally aspirated engines meer performance, want jy het al die pressure en maar as jy oomblik wat jy in Mexico, Brazil, meer altitude gehad het, dan turbo karre geroel. Ja. Hulle het net baie wat kom terug. Hulle het net baie engine failures gehad. Ja, reliability was nie maar een daar. Ja. Dit is ook al wat 40 jaar terug. Ja. Imagine Ford EcoBoost bring vir ons 'n turbocharged V8. Wel, as jy kyk na die nuwe Ford GT se engine, dan sal nie ver af. Wel, kom ons kyk wat doen hulle volgende jaar by Red Bull. Ek sê ja, dis reg. Ek gaan met my EcoSport volgende jaar. Sy, kom maar. Safety car. Hoe ver is Toyota nou weer? Hulle is nog net 'n sticker op haar haas, nee. Hulle is ons is nog net 'n sticker. Maar ons is ook binnekort met 'n laser agterop. Ja, Dis 'n lekker introduction wat ons heeltemal op 'n tangent gegaan het. I like it. Ek sien jy was op 'n hot seat hier vir 'n oomblik onder daai Ferrari spervuur gewees. Nee, dis okay, kan maar wees. Nee, maar nou wil ek vra. Norris of Piastri? Piastri. Eyster. Ja, nee, dit sorry Arno. Ek gaan dalk kan jy gou daai op 'n loop sit? Sorry Arno. Sorry Arno. Ek gaan dalk nou Ja. Dis wat ek wil sê. Maak oop toe. Daai kan. Ek het nie groot liefde vir Britse drywers. Weer eens, ek sien dit raar nie. Jy nie net trek hier na die noordelike boereworsgordyn toe. Okay, jy weet dis elke Dinsdag aand. Dit is 'n extra 5 ligte weekie daar. Ja. Maar nee, dit voel my omdat Formule 1 groot is daar en ek kan praat onder correctie, maar ek wil dink dis waar dit ontstaan het. Nee, is dit in Frankryk? Sommige sê maar hier. Frankryk gejaag. Ja, Europa. Paul was die eerste trek, maar Silverstone en Monza was in die 50s deel van die hele ding. So wat ek wil sê is net as jy nou kyk die ou Britte, dit voel my net by die Britse drivers, daar's 'n sense of entitlement wat van dit kom. Sê rugby. Exactly. En dit is ek sukkel met dit want as jy ou vat soos Piastri, eerstens ek hou van wat hy gedoen het daai tyd toe Alpine gesê het hoe hulle gaan van ons af. En as ek Colonial. Ja. Jong rond daar. Colonial. So nee, ek voel hierdie hashtag moet resurface hierdie res van die. Ja, ek het Colonial. Is net 'n ou soos Piastri, hy het nie daai in hom nie. As jy sy geaard en sy demeanor en goed kyk, hy's net hy's daar om te ry en hy's daar om te wen en nou drama laam hashtag. Hy is my moderne Kimi Raikkonen. Ja, hy's yskou. I agree. Stem 100%. Jy sê nou dit. Ek sit en kyk, ek het nou oor die naweek het ek so vinnig 'n kort greep gesien. Toevallig 2 verskillende video's, ek neem aan hulle is dieselfde onderhoud. Wat hulle met Piastri se ma gehad. Ek het hom gesien. Het jy hom ook gesien van die hotel? Wat soos hierdie fancy hotel hier agter hom is en hy's net so kalm oor dit. Ja, hy's net doodkalm en rustig oor dit en intussen sit hy daar so en sy en hy kom kuier by hulle en sy het gereageer oor iets. En sy sê dis ongelooflik hoe hy die hartmonitor op hom en alles dit. Sy sê toe hulle terugkyk daarop. Alles, sy hartspoed was konstant deur alles wat gebeur. Toe sy maar reageer, toe spike die hartspoed so klein bietjie en toe sy weer dood normaal en alles. Al die snaakse goed wat gebeur, alles. Daai ou bly rock solid. Dis sê vir maar sy's net dankbaar om te sien hy het 'n bietjie lewe in hom. En nee, as dit Piastri se hy vir my sy geaardheid en hoe hy homself dra. Dis vir my champion quality. En dis hoekom Lando Norris dit voel my daar's 3 ouens wat ek voel ek dink nie ooit 'n championship sal wen nie. Okay. Charles Leclerc. Ja, ek stem gelyk aan met jou nie, maar okay, maar dadelik wie nog. George Russell. Ja.
Dankie. en Lando Norris. En bloot net oor. Daai twee sal ek sterk teen. Jammer Arno. You heard it here first. Kan ek julle sê hoekom ek vir Ja, jy het al my aandag. Ek so bly jy het nie kan Hulle het ons alweer hygenings wen nie, maar anyway. Hulle het in Formule 1 ingekom met die begin van Drive to Survive tot 'n mate. Season 1, season 2 van Die wave geklim. jy weet so daar's so hierdie hulle het hierdie groot exposure die hype gehad dan vir dit. Ja, Jy weet en is net as ek dit voel vir my Lando is nou waar Charles Leclerc 'n paar jaar terug was. Hy is ek wil nie sê 'n slump nie, is net daar's daai bietjie van over eagerness en bietjie hot-headedness wat saam met dit kom. Ja. En dit voel my net dis ek dink van die 3 van hulle, as ek nou so kan sê, die een wat most likely is om championship te wen, sal dalk Russell wees. Maar met Kimi daar, Okay, maar kan ek gou vra want jy noem want ek stem saam met jou Norris is waar Leclerc was. ja. Leclerc het baie gegroei Nee, die laaste paar jaar. ja. En ek bedoel ek dink as jy dieselfde Leclerc vat wat ons nou het en jy sit hom in die 22 championship, sy het dalk 'n baie beter job gedoen met die kar wat hy gehad het op daai oomblik. Ja. Agreed. En so dis hoekom ek nog firmly glo dat as daar enigstens 'n contender uit Ferrari gaan uitkom, is dit Charles, nie Lewis. Nee, kyk ek Agreed. En om dit te kan wen oor 'n seisoen, het hy vir my die capability omdat hy gegroei het. ja. Maar hey, luister jy, ek meen hy kom uit spanmaats soos Sainz en Vettel en daai ouens, hy het Raikkonen ook gehad as 'n spanmaat so. Ja, by Alfa Romeo, ja. So ek hoor wat jy sê. Ek dink ek kan dit respekteer en daar's meriete in wat jy sê. Ja. Ek hoop net is die waarheid. Maar ek wil nog iets sê. Ek hoor ook wat jy sê en dis hoekom ons net so lekker lag want ek het hierdie al ewige predisposition oor George Russell teenoor hulle twee. Ten spyte daarvan dat ek 'n groot Charles Leclerc fan is al van Alfa Romeo daar af. En ek hoor wat jy sê en ek dink ons moet dit maar ek stem nie nog saam nie want Alfa Romeo. Charles by Alfa nog was as jong laaitie nat agter die ore. Ek het gelief hoe hy sy eie racing strategy genarrated uit die kar uit, of dan nou ten minste gekonstig by narrate, maar ook dat hy by die after race meeting kan sit en vir die ouens met al die uitgegroeide grys haar manne kan sê as wat 18, 7, wat 20-jarige laaitie, kan sê boys, this is not good enough, ons moet ons vingers trek, ons moet ons vingers maar dit sluit vir my aan by wat ek sê met die kultuur by Ferrari. Hy het nie, hulle laat hom nie toe om dit te doen nie, en dit is waar die probleem waar Lewis laaste race comments met Ricciardo, Adami, dit was my die groot feit, want ons al vir jare lank wag om te sien wat by Ferrari gaan gebeur. Maar om terug te kom met George Russell, even though George Russell, ek sê my so, absolutely op die Drive to Survive hype is, net as Lando Norris, ek dink die enigste rede hoekom hy so massive following is, omdat Drive to Survive so groot in Amerika met Netflix was, dis hoekom ons skielik 3 American races op die grid het, dis hoekom Cadillac vir ons enter, dis hoekom Ford wil terugkom, al die American exposure, en Lando Norris is right amper in Zac Brown, American Google, daar sien ek aan nou, Zac Brown vat 'n oproep op sy Google Pixel 9, het julle dit gesien? Ja. Hoe cool is dit? Maar anyway. Dat is ek doen net met Google fan. Pixels for days. Nou, maar wat ek wil by sê is George Russell se stint saam met DTS en daai hele hype was nie noodwendig dat hy gesoute of 'n deurwinterde driver was nie. Hy het nie die exposure gebruik om 'n spesifieke persona te push, presentation vir Claire Williams probeer impress en dan vir Toto Wolff probeer impress. So dis cool en als nou, ek dink hy's 'n super gefokusde ou en is baie voorberei, kontras teenoor iemand soos Danny Rick wat net scratch my balls all the time en vat dinge soos dit kom. Ek like dit as 'n ou goeie rolmodel is en bietjie fokus is. Want ek dink daar's die commentary tussen my en jou opinie met Oscar Piastri, right? Rassie. Maar ek wil net dit sê, maar ek dink George Russell is goed. Ja. Maar ek dink Charles het al bewys dat hy's beter. Nee, kyk altyd vir my die talent. Nou wil ek vir jou vra.
Nee. George Russell, ons gaan vir jou herhaal. Maar Who brings a knife to a gunfight? Wie vat vir Max aan in sy prime? Nadat hy 'n hondsleg kar vir die laaste 4 jaar Charles Leclerc. van seker hier. Kyk nee, wanneer ons by die topic kom van Max, ek het nogal baie te sê oor hom. Verstaan jy? Ek wil hoor, hoor dat jy nou gesê het, ons gaan net soos maar kom ons klim gou in die naweek in. Want anders gaan o ja, 'n 3 ure podcast deur die naweek. Ons kan 2 episodes het jy iets blou saamgebring om aan te bring. Ek het net 'n 5 ligte week. Ek sal vir jou 'n bietjie 'n Williams logo oor die bors ver. Ek het blou op my rooi hemp onder die En 'n ander. grys onder. Okay, in die naweek, maar ek wil graag hoor wat jy te sê het. Ja. So, ons is die naweek by Imola. Imola kom met verskriklik baie history. Ons Imola was nou Imola is Fiji, hè? San Marino. Ja. Dit is so 52 myl. Okay, mal dit met 1.6 en figure dit uit wat dit is. Bo Maranello. Gaan gou op Carly na die baan toe. Die baan het oor die jare baie verskillende uitlegte gehad. Dit was ook 'n baie groot baan back in the days. Ja, Yes, so right. ons het by draai nommer 1 het jy die Tamburello chicane. Dit was altyd 'n baie lang left-hander waar Ayrton Senna natuurlik sy crash gehad het. Maar Ek kom my verbeel het Villeneuve nie ook daar gecrash. nee, Villeneuve het in Zolder gecrash in 1920, maar in 1982. Maar kom op daai punt want Kali jy gaan vir 'n video opsit. Ja. So beide met daai eerste korner en bly by die baan ook is dat by Tamburello het jy gewoonlik variante Bassa gehad waar jy uit accelerate, laaste chicane en dan het jy nou jou start finish line. So in 1982 het Villeneuve en DJ Peroni ooreenkoms gehad. Ou wat eerste in Tamburello ingaan, hy kry voorkeur en hy gaan nie verbygaan in Tousa nie. Was dit nou was dit soos 'n unwritten Dit was 'n gentleman's agreement wat hulle gehad. Okay. DJ Peroni het daarso vir Villeneuve afgevos, okay? En dis waar Villeneuve homself vererg het vir DJ Peroni en homself so gedruk die het. result gekom het. En toe DJ Peroni voor is by die practice sessions in Zolder in Belgium daai jaar, toe in qualifying het hy homself so ver gedruk dat hy op 'n dag gecrash het en dit was eintlik unfortunate want dit was 'n blindsided kar en Villeneuve het sy lewe verloor. Hulle het met Prost en Senna in 1989 daar gebeur. En wat daar gebeur het was is daar het actually twee goed gebeur. Eerstens ook 'n gentleman's agreement. Prost was ongelukkig met Senna. Hulle het gestart. Prost het verbygegaan. Senna moes eers gekom het. Toe was daar 'n safety car en 'n red flag, toe so 'n restart en toe besluit Prost net toe en hy gaan. En toe Senna nog daarso vir Nigel Mansell wat in sy eerste jaar vir Ferrari gejaag het. Ja. Ook afgedruk en hy het 'n 360 gery net voor Tousa en ek dink hulle het iets soos 320 km/h gedoen daarso. En dit is waar sy bynaam vandaan kom van Enzo Ferrari of Il Leone wat beteken the lion. So baie history. En toe het hulle as gevolg van Senna deel daarvan om die baan stadiger te maak, het hulle toe daarby 5 en 6 het hulle Villeneuve ingebring, die Villeneuve chicane, dan gaan jy om Tousa. Tousa was baie bekend 2005, Fernando en Michael wat beklei het daarso, Michael wat van 14 af gekom het en amper die wen gevat het, 2006 het omgeruil, Michael vat die wen daarso, dan gaan jy om na Peratella toe wat bo is, 'n baie hoë left-hander wat jy baie spoed kan indra, die ouens breek nie eers nie, hulle lift net en drop 'n gear vir daai draai, en dan gaan jy... Is dit 11? Ja, dis daarby 9. 7 is Tousa, 8 is en as ek hier so hulle kous en gooi op nie. Ja. Dis op 'n solid draai nog. Ja. Wat noem jy raai? Dit is Peratella. Peratella. Daai beweeg jy af na 11. Jy moet so maak, anders praat nie Italiaans. Ja, dis mos Monza. Monza, ja, dis praktyk. En dan gaan jy af na 11 en 12 toe wat Aqua Minerale is. Nou vroeër jare was daar net voor 11 was daar ook 'n chicane
dan gaan jy om 12 en uit. Ja, dit voel baie makliker dan. Baie. So dan jy Aqua Minerale, dan jy daai chicane was een van die daai 14 en 15. Ek het net daai chicane se naam vergeet, maar jy het daarso altyd 'n baie jy kon 'n baie straight line vat, so jy kon baie curve so is 'n vlak een. Ja. Maar dit hulle om 2006 plan dat hulle verander het, so jy kan nie meer so baie spoed dra nie. En dan gaan jy af na Rivazza by 17 en 18 Rivazza 1 en Rivazza 2 en nou het hulle hierdie lang stryd weer ingebring wat destyds deel was. Maar vroeër jare was daar ook 'n chicane, dit was variant Bassa geweest. So baie exciting track, driver circuit, daar's nie 'n oomblik se rus nie. Jy moet konsentreer. Hierso moet jou kar win overtake zones. Ja, ek meen jy het letterlik draai 1. Weereens Kali, jy kan na vir ons 2020 se Valtteri Bottas en George Russell crash opgooi en Russell het hom gewys wie se pole vir die seat. Is dit waar hy hom op die helmet geslaan het? Op die helmet. Ja. Daarom vinger gewys het. Verstaan? En dan weet daar's soveel geskiedenis rondom hierdie bane vir my so exciting afgaan. En dan het ons een DRS wat daar is. En dan as jy gelukkig is en jy dra genoeg spoed uit 15 uit, kan jy by Rivazza verbygaan, maar jy gaan regtig baie moeilik en jy gaan jouself so 'n bietjie skroef want jy gaan in fact die laaste chicane is variante Alta. Dis ek wil nou net sê wat Alta. So 'n Rivazza kan jy, maar jy gaan jouself opset waar die ander ou agter jou die DRS gaan kry. So jy kan al die punte bymekaar skrap as jy daar wil oor. So vir hierdie jaar se Grand Prix het dit nou baie goed vir ons gewys. Max voorgejaag en Lando het hom stadig maar seker ingehaal, maar ons gaan miskien weer daai scenario hê en ek dink dit is wat my geïnteresseer en miskien kan jy en almal inweeg op die punt en waar ons weer in 'n stadium inkom waar ons weer warm lug sien wat so invloed het op die overheating van tyres en brakes. Wat is in hierdie era van 2005 waar jy downforce boer het, maar die ground effects was supposed om dit beter te maak. Ja. En ons kom nou op 'n plek waar dit nie meer so is nie. Ja. So baie interessant. Ja. En ek sit en kyk nou maar net na wat gaan ons weer sien nou wen. Dit is die enigste ding wat Lando verlede jaar gekeer het. Is daai warm lug. Is daai warm lug. Ja. So ja. Ja, dirty air en veral met die nuwe karre nie ideaal. Maar tog lyk dit vir my of McLaren so half ietsie ingebou het daarso wat lyk asof dit wat 'n flexie wing. Ek wil nee. Ek sien op baie nie. Maar dit lyk tog, daar was nogal baie besprekinge hierdie naweek of hierdie afgelope week oor McLaren se remme afkoel. Nou die remme ja, ek het vandag die beste video gesien wat dit verduidelik. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. So daar's hulle het nou mos die thermal imaging en goed gebruik om te probeer te expose. Toe het die FIA nou gesê nee, hulle moet nou maar vir almal wys en toe gaan hulle toe wys hulle nou maar vir almal. Maar die FIA het niks fout gekry met die brieke nie. Hulle kan nie sê dat dit wat hulle daar het is enigstens buite die reëls van die FIA. Presies. Maar daar's nou 'n nuwe teorie dat hulle ek het nou net die woord vergeet, maar jy weet die as jy nou 'n bier sê of 'n koeldrank of iets in die yskas of in die diepvries vergeet en jy haal hom uit en hy's liquid. Die oomblik wat hy vars lug kry, word hy 'n solid state. Ja, So daar's nou sprake dat hulle 'n tipe van 'n flow vorm, die materiaal wat hulle gebruik kan sy flow state verander. En dan as gevolg van dit is daar soos moisture release wat help met die afkoel. So dit en dis die remnants wat hulle altyd gesien het van hulle spuit iets anders as nitrogen in. Of either dit by nitrogen. Dit is mos die requirement vir die bande is nitrogen. Dis either dit of hulle compound wat hulle op die brake pad gebruik wanneer hy hitte kry, release hy iets anders. Baie interessant. So dit kan dit wees. Hulle het nie dit bekend gemaak nie, maar want ek weet Ferrari was ook deel van hierdie storie verlede jaar, want hierdie storie kom nie nou onlangs. Nee, dit is al van verlede jaar af. Ja. Sê McLaren en Ferrari is besig om een of ander waterstof te gebruik om hulle bande af te koel. Ek wil dit in my kar hê. Maar dis dan nou waar Zac Brown almal getrol het en gesê tire water op sy water. Leila en daai handel is. Verstaan jy? Dis wat ek love van Zac Brown. Hy embrace dit.
Dis daar wat ek vir gestuur het van en ek gesê het Zak Brown is so als in Bryce. Hy's 'n classic American. en daai wat hy gesê het van Piastri en what's his name is equal. Ja. Hy spring net op die bandwagon. Ja, ek like dit. Ek hou nie eintlik van Zak Brown nie, maar Ja, kyk ek dink van al die en nie omdat ek 'n McLaren fan is nie, net van al die team principles. Hy en Toto Wolff dink ek het die grootste liefde vir motorsport van hulle almal. Ja. Gegee wat hulle collection wat hulle het en wat Ja, waarskynlik. Ja. Kyk, Zak Brown het vir jare lank in die marketingkant van F1 gewerk. Ja. Maar net op punt van passie en Ja, maar ek bedoel as jy kyk na die historiese motors wat hy besit. Ja, en hy ry hulle. Dis my die beste van al. Hy en James Vowles ook. Ja, dis reg. Hy het ook in die historic Monaco Grand Prix deelgeneem verlede jaar en ek in hierdie jaar weer. Ja. Zak en James Vowles. Christian het verlede jaar deelgeneem. Vermond. Hy kon dit nog nooit maak in Formule 1. Ja, vra vir Martin Brundle wat vandag 'n OBE gekry het. Ja, Genian. Hy is ingesien. Hy het 'n OBE gekry vandag. What? Sir Martin. Sir Martin. Okay. Martin. So ja. Boys, beweeg af 'n bietjie daar Kali het ons kyk onthou. Dis skies net vir ons van die circuit af weg gaan. Dit is interessant dat die FIA events het hulle wat noem jy die chicane net by die beginstreep. Wat is sy naam nou weer? O, dit was Variante Bassa. Nou maar die FIM motorcycle event. Gaan nou om. Het hulle nog steeds die chicane. Hulle het die chicane. As die wegspring vorentoe geskuif actually. Die hele grid is vorentoe geskuif. Presies. Very interesting. Presies, ja. En onthou net dat ek sou actually heeltemal aan die ander kant om. En hulle het nie 'n kink gehad in die stryd. Nou het hulle mos 'n left hand. Exactly. Exactly. So fly dog leg. Dis al wat ek nog gesê het nog op die circuit self. Dan die enigste vraag wat ek nog het, twee goedjies eintlik. Een is my maatjie, jy was mos in Italië vir 'n Grand Prix. Ek was ja. Was dit by Imola of was dit by Monza? Monza. Ons sou Imola toe gegaan het. Dit was net reënerig daai dag en ons was te laat om kaartjies te kry vir. Maar nou is my vraag aan jou, Italië, Imola, Monza, hoe in jou opinie jy nou daar was, hoe verskil die twee? Kyk, obviously Monza is hoëspoed. So is 'n baie ronder circuit. Hierdie is 'n baie meer balanced technical dan voorset goeie mechanical grip nodig, jy het 'n motor nodig wat in hierdie era nogal moeilik is want hulle het 'n baie stiff suspension wat hulle Kan ek glo jy mis daar nie. Ek raak pas om voor af jaloers. En ek sê hoor dit gaan aan. En waar jy by Monza kyk op hoë spoed is 'n stiff suspension goed want jy kan dan hoë spoed goed hanteer. That's what she said. Ja. Okay. Dan as jy om Imola ry, dan vat jy byvoorbeeld hierdie McLaren het Paul gehad daai jaar 2005, maar hy was briljant oor die curbs. Okay, want jy moet accelerate. Jy moet sagte suspension hê. Ja. Nie maklik nie my maatjie. Ja, ek is doodstil. Probeer tegnies wees hier so. Ja, ek baie jy weet die stywe suspension. Jy moet die curbs kan attack. Jy moet die curbs kan vat. Verstaan jy? Take it like a good girl. Maar as ek nou vir julle 'n vraag kan vra, as julle nou 'n droom GP het om te gaan kyk, wat sien sal dit wees? O, myne is maklik. Austria en dan Spa, maar uit 2 weke uit mekaar uit. Kali? Spa. Jy? Ek het 2. Spa, Vietnam, Singapore. Ja. Marina Bay is my een van die mooiste tracks wat daar kan wees. En die tyd van die aand wat hulle ry. Dis die setup rondom die track en hoe die begin hulle met sunset daarso. Nee, donker. 10 uur in die aand. Okay. Ja, hulle 10 uur in die aand. Ja. Of vir temperatuur. Ja, want onthou by ons is dit 2 uur die middag, so. Ja. Nee, Singapore, ek het nou my droom. Maar kom ons gaan. Ja, by my vrou moet kom. My droom GP was Monza. Maar my tweede een sal Suzuka wees. O ja, ek is mal net met so driver circuit is. En dan hierdie is my derde een. Ek is mal oor Imola. Nog al die jare en ek dink is omdat as ek 'n F1 game gespeel het, was dit my go-to track. Ek het toe jy begin praat, ek agter daai passie hoe jy die draai en al. Dis vir my, dis my ek love, maar dis lekker om te sien, dis lekker om net te luister want is lekker, dis lekker. En ek bedoel dis waar Schumacher sy meeste wenne gehad het. Ek het 8 of 7 daarso wat hy gehad het. So dis
dit is 'n Dan van maar net die trek na hom vernoem amper al. amper. Ja, wel, dit is 'n straatnaam vernoem so. Okay. So, dis 4.9 kilos, 63 laps, eerste Grand Prix in die 80s, lap rekord 1:15. is deur daai ou opgesit in 44. 1 minuut 15.484. Dis al 5 jaar terug, maar dit is was dit dieselfde trek like? Ja, selfe trek. Sonder die chicane. Okay. Sonder die chicane. Okay. Okay, maar wag, stop gou net geraak. Dink jy ons gaan 'n trek rekord, wanneer gaan ons 'n trek rekord gebreek sien? Want onthou Oscar Piastri is op die Ek grid. dink ons kan hierdie jaar baie Ek dink ook so met PS3 pol kry. Ja. Wat nie clean maar air stappe nie. Wat van so. Ek dink nie Imagine Lewis. ek dink nie die Red Bull het die pace nie. Ek dink ek Kyk, Max kan alles uit daai kar uit extract, maar ek dink nie hulle het die pace vir 'n rekord nie. in 'n quali, maar nie in 'n official. Kyk, hy is die one lap wonder op die oomblik. Ja. Kom ons Maar hulle sê dit op. Kom ons gooi net gou ietsie in hierso. Almal bring upgrades die naweek. Ja, Okay. elke liewe span. Die Ja, laaste van hulle. En William. ja, Deur die bank. Williams is actually Maar een van die Ferrari- groter, as ek dit nie mis het nie. vir Ferrari Williams is die grootes. Ja. Want Ferrari het 'n nuwe sidepod, front wing, floor, rear wing, 'n suspension. Ja. En ek het iets interessant gehoor. Kyk, hulle het van 'n pushrod na 'n pullrod, Yes. 'n front suspension Ja. gegaan. So Ayo Komatsu van Haas het gesê dat wanneer jy oorskakel van 'n push na 'n pullrod het, dan het jy vir die eerste ruk het jy 'n het jy 'n bietjie van 'n backlog, maar wanneer jy hom reg ingestel gekry het en jy kan hom en jy's 'n bietjie meer tegnies, hier's 'n organise, jy kan help. Maar as jy hom eers reg ingestel het en jy kry jou geometrie reg saam met jou backend van jou kar, dan is dit 'n baie goeie suspension en maklike suspension om reg te maak en te werk. Is dit 'n pullrod of 'n pushrod? 'n pullrod. 'n pullrod. Okay, maar wie op die grid ry tans met pullrods? Ferrari. Net vir hom. Maar Wat dis die nee, Haas Haas het het- laas jaar se Ferrari setup. Ja, so het Haas met 'n nou. pushrod. Maar hulle bring hierdie naweek die nuwe suspension upgrade Pullrods is. wat hulle nou verander het want hulle sukkel met dieselfde pulpusing as wat Ferrari laas jaar met sy. Ja. Ek weet nie of julle kan onthou dit was vroeër die jaar. Ek wil my verbeel dit was China gewees. Ja. Wat Nog 'n nice circuit so dit ek Ja, waar die twee love daai draai. ek wil dink dit was Ocon gewees. Het op die stryd gekom en hy het oor 'n hobbeltjie gegaan en ewe skielik toe swaai hy net uit. Ja. Ja. En toe sê ek vir my vrou hulle upgrade Ja. dit en ek dink hulle rebound op hulle suspension is nie reg. Ja. So wanneer hy oor 'n Ek hobbeltjie gaan, reageer oor dit. as hy oor 'n hobbeltjie gaan, die shock gaan in om dit En dan reageer die maar hy kom nie vinnig genoeg weer uit om weer traction te kry nie. Hy trek so So nou, so nou met ander woorde, dis hoekom Imola is 'n baie suspension sensitive circuit. baie. Dis welkom hier my maat. Dankie. Ek like daai tipe van insette want wat hy sê is 100% korrek. Ja. Korrek. Want die oomblik as daar 'n traction breek gaan jy in die rond in. Ja, Ja. wat dan jy zero. Nou wat Precies. nou is jy passenger. En dis hoekom porpoising so groot issue was. Ja. Is net oor hulle kon nooit die rebound te goed van die sprint Nou, dis van die hoekom suspension reg. dis hoekom Hamilton, Jammer. dis hoekom Hamilton hulle disqualified was in China want hulle moes die kar super laag. Yep. So Hamilton hulle op die oomblik met die kar hoër lig. Dit beteken jy kan nie jou maximum downforce extract uit jou ground effects uit. Maar nou die voordeel van die pullrod wat hulle het is hy het nie meer so baie porpoising soos laas jaar nie. Presies. So nou met die nuwe upgrades gaan hulle meer Ek downforce. kan nie julle twee nê. Julle Love it, is on fire. Julle is soos breek my brein so. Love it. So, Dit is nogal dit mag het. Hey, Jou kennis my maat. This is nice. This is nice. this is nice. This is nice. So, ons mag ek verwag dat as ons oor Red Bull en Max en Yuki kan praat, ek verwag dat Red Bull bring upgrades en ek dink hulle kry iets hierdie jaar reg met hulle kar wat hulle vir hierdie jaar reg. Ek dink hulle verstaan hulle motor beter. Ek dink hulle window, hulle setup window kry hulle baie beter reg. Wat beteken as dit 'n cool naweek gaan wees wat ek dink die naweek is daar potensiaal vir weer. Gaan Max weer in die running wees daar want ons weet net hy's brilliant in die wet. Ja. Maar Ja, dis sy kos daai. maar as die trek gaan droog wees, gaan ons in Miami weer sien. Dink jy so? Want
ek dink nie die Red Bull die pace in die warm weer nie. Nee, ek dink ook nie. En dis hoekom ek sê ons mag dalk in Miami sien as dit 'n baie warm naweek is 'n potensiaal vir reën, ja. Ja, daar is. So ja, as lae temperature, ek dink dit maksimum is 20 grade. Ja, en ek bedoel dis weird want is Mei maand en gewoonlik is Imola in hierdie tyd en is supposed om warm te wees. So ek dink ons gaan dalk 'n bietjie van 'n topsy-turvy kry en dit gaan heel moontlik vir Red Bull die advantage gee of of net die speelveld bietjie meer gelyk maak vir die ouens wat hulle bande hard gebruik. So dit kan tot Red Bull se gunst stel. Wel, dit sal my interessant wees die naweek want hulle daar's nou 'n nuwe compound die naweek. Daar's nou die C6 naweek. What? Ja. So hulle 'n nuwe range. Ja, so ek dink ek dink sagter as wat die C5 was. So dit nou half amper aangeskuif. Wanneer was dit gebeur? In begin van die en dan het hulle verlede jaar mos nuwe tyres getoets. Dis reg. So al die compounds hierdie jaar is sagter as verlede jaar se compound. Ja, en hierdie wat nou die is nog 'n sagter compound. Dit was range. Dit was C4, C5, nee, C3, C4, C5. En nou is dit so essentially die C3 wat die hard tire was. Is nou C4, medium tire C5, nuwe soft C6. Jy weet natuurlik wat dit beteken. Massive voordeel Ferrari. Ja, massive voordeel McLaren. En ek wil nou net sê, met al daai downforce sit jy geval van 'n kaartjie, ons gaan Europa se reg is vir. En Williams. Ja, nou wat ek gaan sê is ons kan nou net by Williams uitkom maar traction gaan 'n issue wees as hulle nie upgrades bring nie. Ja, dit gaan interessant wees. En ek hoop almal gaan sukkel. Ja, en ek wil bysê en ek gaan predict hierdie gaan een van Yuki Tsunoda se beste naweke wees. Kan ek sê hoekom? Hy het so lank vir AlphaTauri en vir Racing en vir Racing Bulls en onthou Racing Bulls se DNA kom uit Minardi uit. Yep. Minardi is gemaak in Faenza en hulle testtrack was Imola. Yuki ken Imola. Yuki ken. Dit was hy en Pierre Gasly waar hulle eerste tests en goed gedoen het vir AlphaTauri was op Imola geweest. So, waar Pierre Gasly nou weer sy reis gewen in Monza. 20. Ek onthou dit is Italië, maar ek kan onthou dit. Okay. Dit hulle moes die Honda engines hier. Gasly, what a guy. Die kar met die wit wiele. Dit was 'n livery. Daai AlphaTauri. Ja. Die livery. Ooit. Ek sou sê in die moderne era. Kali, sit net was 'n prentjie vir 2020 se hulle. AlphaTauri. En daarna is hierdie jaar se Red Bull van Japan. Ja, die wit livery met die ek vir julle 'n interessante stukkie brokkie inligting vertel van Japan en Max se wen daar. Max het in practice baie gesukkel met sy kar, né? Nee? En ons weet dat hy sê op hy pole lap het hy seker sy kar amper 5 keer gekry. Ja, hy het gesê ja. Weet julle hoe hy sy setup reg gekry? En seker Yuki se nog fout. Glad nie. Daar's 'n ouetjie wat in Milton Keynes gesit het op 'n simulator. Rare. En next gen racing en hy het sy setup so gefine-tune vir Max. Max het heeltyd feedback vir hom gegee. En toe apply hulle so hulle het online gespeel en maar met mekaar alles. Ja, en toe kry hulle sy setup reg. Dit brilliant. Hoe amazing is realize jy by mekaar uit. Net die idee dat ek wil amper sê soos die average persoon wat sy simulator het, hoe hy soos daai bietjie jy weet inset lewer in Formula 1 en soos al daai badge vir homself kan ek het next help met sy kar is dis baie cool. Ek wil net weer eens ook sê onthou Mercedes het ook mos die zero sidepods gehad in 2003 tot en met 2023, né? Ja, Monaco in Monaco het hulle die nuwe uitgebring, né? En toe het hulle gesukkel in practice. Toe het hulle vir Mick Schumacher gestuur Brackley toe. Hy het vir 24 uur non-stop getest op die simulator en toe het hy vir Loos hulle gehelp om met 'n setup en ek dink Loos hulle het 'n double podium gekry by Monaco daai jaar. So weer eens, maar ek het soms net op dieselfde trant nou. Onthou jy hoe deprived ons was met ons eie
lockdown van Formula 1. En toe het hulle mos daai simulating, dit was stupid. Ja. Al die groot, dit al die actual, nie al nie, maar wat. F1 e-sport. Almal, die meeste van hulle toe nou actually deelgeneem aan die event. Dit was exciting. Ons het dit gelaat. So stupid so wat. Is as gevolg van dit wat daar elke jaar die Simulator Championship. Blootstelling van dit. Barry Burman. Nou, Jane op meer. Hy's actually 'n baie goeie een, ja. Ek weet nog nie of jy weet nie, maar my maatjie hierso, hy en 'n vernoot is besig met simulating met die hele endeavor van simulation racing wat hulle in die kultuur van Suid-Afrikaners spesifiek en Afrikaners dan of die hele Afrika dan internationally uitrol. En ek dink net weer eens om dit te doen in die day and age wat ons is en te sien wat die merit is op 'n internasionale level, op nie eers op die topvlak om die invloed van dit te kan inlees. Ja. Daar's so baie merite daarin. Man, ek haal my hoed af vir jou. Ek haal my hoed af. Jy weet dit gaan as terug na Gran Turismo. GT2. Ja, as hy Ek dink is amazing. Ek dink ons so baie om dop te hou daar. En ek dink is iets om in te invest in my opinie as leek. Dan kom ons by Mercedes. Okay. George Russell. Wat 'n sensasie is Kimi Antonelli nie. Ek kon gaan nie oor Kimi. Asseblief. Ek persoonlik dink Kimi is 'n volgende Max. Ek dink Toto Wolff vir die regte keuse met hom gemaak. Gaan hy sê draai dit as 'n wife? Ek dink nee. Ek dink nie hy gaan by Mercedes bly. Ek het so snaaks gevoel daai man gaan in 'n Aston opeindig. Dink jy so? Wie Max of Kimi? Nee, Kimi. Raar. #you heard it here first. Ek het weet jy wat? Ek het gedink ek dink daar's twee plekke, of 'n Aston of 'n Ferrari. Ek het die Ferrari. Hy sal onnosel, ek weet hy's Italiaaner. Hy sal onnosel wees as hy Ferrari toe gaan. En ek het niks teen Ferrari behalwe dat hulle kultuur in die garage. Hulle kan dit 10-1 uitsort. Maar met Adrian Newey by Aston. Maar wie join hom dan? Want Lance Stroll, Maar hulle nee, Max Verstappen. hoor my Ek van Max en Kimi in 'n Aston. hoor my lied einde van die jaar is Max Verstappen uit Formule 1 uit. Wat? Hoor my lied. jy weet Max maak einde van die jaar klaar. Ja. Hoor my lied. kan ek dit back? Nee. Kan ek dit back net vir 'n oomblik dat daai is dalk waarheid want hy die naweek 296 GT Frans Herman kar, ja, Frans Herman gery. het hy die Nürburgring getest. en hy het 'n lap rekord. Ek het nou dieselfde gesien. Hy het 'n lap rekord. Kimi. Nee, Max. 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 En 'n GT3 het al kar. hoeveel Hy het keer Dorschleife gery. Okay, maar wag. Ek is nou leek. Ek weet nie hoekom ek hier sit. Max het al Verduidelik my, hoekom sal hy F1 opgee? hy het al baie jare laaste 3 jaar sou ek sê. Hulle het vir hom gevra wil hy 8 championships wen. Toe sê ja, dit sal nice wees, maar ons geen nut in dit. Ja. Formula 1 dink ek is nou op so Wat punt. pursue hy dan as Hy sê hy het 'n groot interest om World Endurance Series te ry. Hy wil in Le Mans deelneem. Nou maak En dit maklik. nou wil ek net vir jou sê, hoe naby het die hypercars van Endurance Series gekom Formula 1. aan Formula 1 Ja. en Mick het vir die tweede naweek in 'n ry het hy 'n podium gekry. Dis Ja, Mikro vir weer Alpine. Ja. En hy was die oorsaak dat hulle albei races op die podium geëindig het, Ja. want hy het die beste stint ingesit. Okay boys, so volgende episode is 5 ligte in World Endurance Race. Ja, wat ek wou sê, Kimi It's Antonelli, exciting, hè? Kimi Antonelli, 'n ou wat hom kan back, gaan heel waarskynlik Drogovic wees. Want hy kom deur die Aston op. Ja, maar ek weer eens dis waar ek hoor jou en ek het nou die dag gedink aan Drogovic, nê. Nee. Maar Drogovic is my soos 'n doon. Want Drogovic het nie vir my die inherente pace soos wat 'n Piastri of 'n Russell of even al die F2 title winners. Ja, nie title winners, ou is Oliver Bearman. Ek weet ja, talent. Ja. Colapinto vir my en my oë is ook briljant. Ek dink hou baie van hom. ek dink hy tyd nodig om te groei en hy ry die naweek sy eerste Grand Prix weer vir Alpine. So weer eens hulle sal stupid wees om Drogovic te teken. Die feit dat jy nou Bortoleto noem,
Bortoleto is een by the way van my favourites. Hy kan dalk ewen vir Kimi saam met by Aston sit, want Fernando is sy manager. Wat is reg, ja. Fernando Alonso is Bortoleto se manager. Waar en hy is Alonso kan Dis eintlik 'n given dan, kom ons is eerlik. Ek weet nie. Dit voel vir my as 'n Bortoleto vir die comments want ons ken hom nou nie. Ons ken jou nou nie met baie liefde en respek gesê, maar ons moet praat oor jou opinie oor Stroll ook. Nee. Het twee sinne. Stroll, ja, dit wat ek sê mag dalk anders is wat ander mense Ek love it, dis wat ek wil hoor. Ek dink nie, almal sê hy is in Formule 1 oor sy pa. Ek dink nie dit was aanvanklik. Dis sy pa nie in Formule 1 as gevolg van hom dalk nie. Nee, kyk, sy eerste seat was by Williams gewees. Korrek, was in Racing 2017, korrek. So sy pa het daai tyd al aandele in Force India gehad. Toe Force India begin fail, dit is waar Lawrence Stroll begin inkom. Exactly, en toe verander dit mos Racing Point. So toe dit Racing Point te verander, dis toe Stroll daar was. So ek dink nie Lance Stroll se intensie was om pappa se geld gaan in Formule 1 kry soos wat Nikita Mazepin was nie. Maar ek dink hy's op 'n gemakspot op hierdie oomblik en die feit dat hy pa Aston besit is soos 'n ek wil amper sê safety net om. Ja, ek het 'n opskrif gelees dat Newey omdat Newey nie net aangestel as 'n designer, maar hy het actually aandele in die span. Yes. Ja, was nie een van sy prerequisites. Hy druk bitter hard. Dat ek kan nie kom ons sê uitgaan. Maar ongeag dit, ek kan nie wag dat ons Adrian Newey begin sien en lees. Op die einde van die dag met Adrian Newey daar en hoe hy 'n kar design as ons kyk na die Hakkinen kar het hy gedoen. Hy het hierdie een ook gedoen. Die Williams Rothmans kar het hy gedoen. Ja. Hy het die Red Bull gedoen. Hy het altyd Red Bulls. Hy het Vettel se Red Bull gedoen en so hy het beide aan kante van jou. As jy kyk na die drywers wat Adrian Newey se kar gery het, dit was soos 'n exceptional talent gewees. Ja. So hulle gaan so iemand in 'n Aston moet sit. Is dit waar Kimi inkom? Dis waar Kimi inkom. Ek hoor jou. Weet jy wat ek liking gekry in Kimi? Spa. Die eerste naweek was dit in Spa op F2 laas jaar. Daar was 'n nat race. Hy teen die pit wall, Ou Rouge flat out deur gegaan in die nat. Dis wat ek besef. Hoe kom jy dan agter terwyl jy kyk? Kyk jy na die telemetry of Hulle het nadat hy want dit was hy teen ek wil dink Colapinto. Ek dink Colapinto was langs hom gewees. Toe's hulle twee Ou Rouge in sektortye. Nee, hulle was langs mekaar. Nee. So dit one-on-one, jy het fisies wheel to wheel. What? In die nat teen die pit wall. Pierre Gasly wat aan die daai aan die regterkant, onthou jy daai buitekant insane. Ja. So dis waar ek het daai reis uit gesit en kyk, toe sien ek het gekyk toe sien ek Colapinto was voor en ewe skielik toe sien ek Antonelli is voor. En toe gaan hulle na die replay toe wys hulle die onboard footage. Toe skiem ek vir myself, die mannetjie het 'n paar pere aan hom. Dis wat jy nodig. Daai punt, okay, nou moet ek jou pause want jy het heel aan die begin van ons gesprek het jy al begin vertel dat jy hou van 'n klomp motorresies onder andere MotoGP. Nou is my vraag aan jou. Wie laat in MotoGP laat dink Kimi Antonelli? Dis 'n moeilike vraag. Wat sê jy? Ek gaan 'n bietjie ouer gaan. En look and feel, nee? Ek gaan 'n bietjie ouer gaan. Die ou wat op die trek. Wie is 46? Nee. Wie? Marco Simoncelli. Nou jy Simoncelli. Hy is mos op Malaysia, het hy mos hy frats ongeluk. Ja, wat Rossi mos boor sy kop gery het, ja. Marco Simoncelli, ja. Marco Simoncelli. Daai man was next level. Omdat hy Kahuna sê. Hy is gery vir die volgende rasie. Ja. Ek hoor wat jy sê. Ek het nou dit was nou lank. Dit was wat 2008. Ja. 2007, 2008 daarna. Ja, ek dink dit was 2000. Nee, dit was hier in die vroeë 2010. So ek dink dit was 2012 daar rond. Dit was 2008 het hy nog in 'n Yamaha gejaag daarso. En dit was Jorge Lorenzo wat nog sy spanmaat was. Dis reg. So ek dink Simoncelli is hier in die vroeë 2012, 2011. Ja. Maar ja, dis as daar iemand is wat Kimi my aan laat dink is dit.
Ek dink Kimi Antonelli, ek dink men elke MotoGP draaier. Hy is so jonk en hy groei nog nie eens baie. Maar ek nou wil En hy daai aksent. ek wil net gou ja. Maar ek wil gaan wat hy nou wil sê, maar net ons het nou vroeër gepraat oor Oscar Piastri en ek love McLaren as span. Ek kry net nie grip op Lando of op Kimi of op Oscar nie. Maar al wat ek wil hê Oscar moet nou hy moet iewers 'n baard begin groei. Dan dink ek sal ek begin 'n liking in hom vind. Maar en sorry, dit bring my terug na Kimi Antonelli. Hy's so jonk. Hy's so seentjie nog. Hy is nog seentjie. Dis maar 17. ek wil ons het vir Lando en vir Oscar en al die youngsters nou die hele helfte van die grid is rookies. Maar Kimi, ten spyte daarvan dat hy 'n rookie is en nog nie baard groei nie, love die dude. Love die dude. Norris het nooit 'n baard gehad nie. Maar hy het nou al 'n baard. Hy het so snaal, dingetjie hier so. Bietjie fluff. Ek is jammer om dit te sê, maar saam met daai baard kom die arrogance kom saam met dit. Ja, En ek dink I agree. dis hoekom Oscar, ek hou van Oscar net so. Hy is vir my Kimi Raikkonen. Wat sou by staan? Ja, Maar ek wil net sê Kimi het ook hom. Kimi Antonelli, Groei. Kimi Antonelli gaan wel onder druk wees die naweek. Dis Italië, pressure. Hy gaan wil Oh, perform. love it. En ons moet verwag, kyk FP1, FP2, dis 'n normale naweek wees, Rossi sprintreis nie. Hy gaan iewers 'n bietjie van 'n Oeps, wat oeps maak. Maar dit vat ons terug na die vorige naweek, want dis die eerste keer wat ek dink ons regtig vir Kimi onder soveel pressure ervaar het, of sy reaksie ten minste. En die Ja, sprintreis. maar albei. Toe hy Paul gevat. Toe hy Paul gevat het. Ja, By maar, my Ja, wat hy tog. maar even in albei reise. Okay, maar dis die eerste keer dat hy George 'n kaart gehad het die heel naweek lank. Ja, maar daarmee saam met 'n klomp pressure gekom en toe kom albei races en dan albei races het hy uitgesak. Ek dink amper daarvan hy het homself verbaas daarso, want ek dink hy besef Ja, hoe I vinnig- agree. hoe I vinnig actually dit is. I do agree with you. En ek dink die inexperience het gewys met die start Dis al en ons het dit gewys op die vorige pad. Ja. Hoe toe hy nou, want hulle het mos nou Max het 'n penalty gekry en toe vra hy mos vir hulle en wat van Oscar met die start. Dit is reg. En hoe hy toe sê hulle net vir hom, daar gaan niks gebeur, dis 'n classic first corner Formula 1. Ja, right. En hoe hy dit gevat het was vir my briljant. So young, hy's net so Hy het so half 'n snaakse hy was so effens van 'n opmerkingkie gemaak, maar nie 'n daar was nie 'n kwaai opmerking of 'n geïrritasie in hom nie. dit was amper asof hy net gesê Okay, so this is how it goes. dit is Okay, okay, nou dit was hy good at this, let's go. exact. Ja. Okay. Ja, Dis dit was daai. Okay, dis nou goed om te weet, want nou weet ek hoe dit werk. Agent. Dat Maar daar was Sien dit my te hoog volgende nog keer. al dit staan. So ek verwag dat Mercedes definitief daar gaan wees die naweek. Dink jy Kimi gaan vou onder die pressure of dink jy hy gaan dit bring? Ek gaan fyn, ek dink jy moet hierdie staal om dit deur te druk. Ek dink Ek hoop so, man. Ek dink net daar kom added pressure. Daar onthou net onmiddellik as jy 'n sensasie is so jonk soos Max byvoorbeeld. As jy onmiddellik in Italië inkom, onthou net Italië is Ferrari. Ja. Okay. So en hulle is motorsport fanaties. So jy daar is Ferrari patrioties. Ja, en maar as jy ewen as 'n Italian driver is, daar is net pressure op jou. Ja. So ek dink daar gaan 'n mate wees om te deliver. So hy gaan baie hard moet werk aan sy siege hierdie naweek om dit in toom te hou en homself terug te hou en net sy ding te doen en te fokus. Ek het nou nog 'n vraag. Jy was in Italië, fair nie, maar nog steeds. Kimi is Italiaans. Die Italiaans almal daar. Wanneer was hy Italiaanse renjaar? Die laaste een was Jarno Trulli geweest. Oh my word, dis is dit. Hoeveel dekades gelede? Jarno Trulli het laaste my vir word. gejaag. Ja, dit was wat 70s? Laat 60s? Nee, Trulli was in laat nie. Nee, dit was in 2013. Was dit? Wow, Caterham Lotus, ja. Okay, ek ken dit net as Lout. Dis die span wat Kimi bankrot gemaak. Ja. Nee, daar was Lotus Renault en dan het jy Caterham Lotus gehad. Oh, ek het dit nog geweet. Ja. Wat was 'n swaard? Wat was En toe het hulle in 2013, nee, toe die reëls verander in 2014 na die hybrids toe.
was dit hulle laaste jaar gewees. Okay, maar hier is my vraag. Jy wat nou 'n bietjie meer ervaring as die res van ons het. As 'n Italiaaner wat nou Imola toe gaan hierdie naweek en patrioties Ferrari is. Ek hoor jou. Maar hoe wys jy pledge jy enigstens allegiance met iemand? Jy doen. Ek dink ek trek jou rooi hoedjie aan. Ek dink jy doen. Ek dink daar's ouens wat vir hom gaan ondersteun wat Mercedes fans is. Ja, en ek dink hy gaan 'n groot volgeling maak. Dis hoekom ek sê, jy weet, om vroeg terug te kom na my punt is Ferrari. Dis my net in 'n Ferrari. En ek weet jy sal eerder hom graag in 'n Aston wil sien. Sit hom maar dink nie nou al nie. Ek dink laat hy eers 'n bietjie ervaring. Dit wat ek wou sê, dis ek dink laat hy so 'n bietjie sy kop staan. Ja. Kan ek net dit sê? Jy sit met twee faktore hierso. Jy sit met 'n ongelukkige Lewis. En 'n baie suksesvolle Kimi. Ja, en jy sit met 'n Fernando wat ook aan die einde van sy carrière is wat nie flair verloor het nie. Ja. Okay. En Fernando het hy Ferrari gery. Korrek. En Fernando is Kimi se manager, hè? Korrek. Dis hy Kimi se manager. Nee, hy is Bortoleto. Ek Toto Wolff manager. Bortoleto was amper so Italiaans soos Kimi. Hy is ons Hy's 'n Brazilian. Eerste Brazilian sinds Massa. Yes. En Dragovic. Maar Dragovic het nog nie reis gery. Is hy al nie ook Brazilië nie? Ja, hy is French. Ja, hy is French. So, net is wat Dragovic eintlik Russian. Ja. So ek dink Struvovic is anyway. Stroll. Ek weet nie weer dit weet dit obviously, maar Stroll is laat ons aan ook gerus. So ek dink Mercedes gaan regtig 'n contender wees hier naweek. Kan hulle die race wen? Daar gaan iets heavy verkeer moet gaan by McLaren vir 'n daar gebeur. Ja. Kom ons gaan gou af na Ferrari toe. Okay, Ferrari is een van die ouens wat die meeste albei van hulle, okay, is wat die meeste upgrades bring hier naweek. Okay. Oor gaan jy asseblief jou onder-upgrade na 'n rooi toe hierdie naweek? Nee, ek gaan upgrade en verloos vervang in die tweede Ferrari. Hoorie nee, kan ek net sê, ek persoonlik dink om aan te sluit by vroeër se vraag, wat dink ek kan Ferrari beter doen? Ek het 'n groot love-hate relationship met Hamilton. Sekere van die goed wat hy doen, kan ek on board wees mee. Meerderheid van die goed wat hy doen en wat hy sê is ek not a fan. Ja, I agree. Maar ek kan nie stry met die dude. Sy kennis van 'n kar en van Formula 1. Ja. En ek dink as Ferrari hom toelaat om sy kennis en dit wat hy oor die jare by McLaren bring na die tafel toe by te bring, ja, dink ek daar kan ek sou sê 25% van Ferrari se probleme kan hy oplos. Dis hoekom ek sê 100 kan ek vir julle sê wanneer Ferrari op hulle suksesvolste was. Nee, wanneer hulle 'n Franse team principal gehad het, John Todt, Fred Vasseur en Fred weet en Fred kom deur die Sauber engineering Ross Brawn was betrokke daar. Presies, Ross Brawn het strategy gerun. Ross Brawn was by Benetton saam met Michael. Yes, Ross Brawn het twee championships. Hy is van. Hoekom hy is deel van Liberty Media. Hy is die ou wat hierdie reeks uitgedink het. Tweede ding is wat ek wil sê is die volgende. Is dat Charles het nou 'n Britse race engineer. Potsa. O ja, dis hy's 'n Britse engineer. En hy doen nou beter van dit uit. Yep. Ek wag vir Piet Bonnington om oor te kom vir. Ek weet nie. Ek stem saam. As daar vir Angela Cullen daarso. Dit is so, ja. As hy vir Piet Bonnington kan weer te kom, gaan ons 'n ander Lewis sien. Dit sal amazing wees. Ou Lewis. Ja. Jy weet, maar dis nie moontlik hier, right? Ek sien net 'n ou wat baie frustreerd was en ek sê nog steeds en ek bly my punt. Dis 'n ou wat moes vir 'n jaar weggestap het van die sport af. Ja. Sy kop skoon gekry het. Ander goed gaan jaag. Ja. Ander goed gaan jaag het soos Fernando en dan kom jy terug. En Fernando, maar Fernando is ook een van daai Max Unicorn ouens wat hy klim in 'n ding en hy ry hom. Hy ry hom en hy's vinnig.
En ek dink Lewis is dalk dieselfde, verstaan jy? Ja, ek meen hy het op Rossie se bike gespring en hy het lap times gery. Ja, ek Hier my punt, Michael het dieselfde destyds gedoen met Rossie se bike nie in die Ducati. hierdie goed gesien. So my punt is net is die volgende is dat ek dink net Lewis moes 'n jaar uitvat en hy het nie en dit kos hom nou mentally. Ek sê maar hoor so. Lewis is gebreek. Hy's Ek dink ook nog so. stukkend van Ja. 21 af. En my opinie is dat voordat hy nie 'n skuif gemaak het na Ferrari toe nie, was hy net regtig nie interested om te heel nie. Nou is hy by Ferrari. Nou dan Die eerste keer in jare, jawel, 200 miljoen in 'n vegan en sy burger. passion. En hy is 'n ambassador, want Mercedes wou hom nie 'n ambassador maak nie. Want julle het dit geweet nie. Ja, Hulle wou dis nie. hoekom Ferrari hom geteken het. Ja. Ekskuus my taal. Ja. Asseblief sny. Hy wou 'n ambassador word vir Mercedes. Hierdie chefs nice. Die ander vraag wat ek nog vir het Maar dit met maak Bono. 100% sin. Dink jy omrede as ons nou dood eerlik is, Lewis is nader aan die einde van sy loopbaan as hy begin. Ja, Maar as hy nader aan die einde van sy loopbaan as Alonso. Ek voel hulle is amper same. hulle is. Want dan het hy Alonso het 2001 gejaag en toe 2003 toe kom hy ren nou toe kry hy sy tweede full season van F1. Ja. Sy eerste competitive season wat hy gehad het was 2004, 2005 het hy gewen, 2006 het hy gewen. Ja. toe kom Lewis in. Ja. So hy het net 'n paar jaar op Lewis. So ek bedoel wat Lewis is nou 40, Alonso is 43, ja. So hy's 3 jaar ouer. So my 3 jaar is lank in hierdie sport. Ja. Maar die vraag wat ek het is vir Oscar. ja, Bono, dink jy nie omrede Hamilton nader aan die Dis einde wat van ek- dit is dat hy eerder sal maar dis loyaliteit wys teenoor Kimi? maar dit die ek nou as- eintlik ook vir jou wou sê ek stem maar saam met jou. Ek stem saam met jou. Sang. Nee, maar luister gou-gou. Ek dink dis baie beter vir Bono se karier wat by the way 'n upgrade in sy posisie gekry het by Mercedes. Yep. Ja, Okay. Om met Kimi te werk. Want hy werk tans reeds met Kimi. Ek kan nou verstaan ek Verstaan jy? sê, ja. So dit sou baie romanties gewees het om Bono te hê. vyf ligte in my Maar- lewe. Dis ek Maar laat dit voel my Maar baie- dit so Is jou 5 liggies dit aangegaan? dit voel my Bono en Kimi het baie goeie dinamika tussen hulle twee. Hulle het Ek dink ook so. En Ja, ek dink dit is hoekom hy dalk daar's, maar kan ek ook sê Bono het 'n baie goeie kommunikasiestyl. Ja, hy het. En nou daai die ervaring. Drywer. Imagine gou Bono as ek mag saam met Oscar Piastri byvoorbeeld. Nee, wenspan. Ja, verstaan jy? Wenspan. Bono Kyk, is- ons kan dit in dit sê, maar die realiteit is ons sal nooit weet nie. Ja, ons moet sien, ja, ek hoor dit. So, ek verwag Ferrari gaan definitief 'n sprong maak hier naweek. Dis Italië. En ek praat nie met my hart nie, ek praat met my kop want ek dink Ferrari was nog nie so ver van die pace af vir die jaar nie. Dis 2 tenths Hulle en hulle het 'n beter racecar. Hulle elke naweek. Hulle Achilles heel was qualifying. Ek dink as Charles dit kan kry op die frontrou, kan net niks meer die McLarens. of top Gaan dit werk? Ek weet nie. Ek gaan Ons bietjie het- teen jou gaan. Ons het kan ek net een ding doen voor en dan sê welkom om in te lê op dit. Ons het net agtergekom omdat hierdie evolusie is van 'n 2024 motor. Is dit elke keer as 'n upgrade kom vir 'n span, dan vat dit 2 races om in te kom. Dis waar. Ja. So ek en almal is on the right. so Ferrari mag dalk dit nie nou reg kry en as hulle dit doen, great vir hulle. Maar jy sal die groot difference sien in Spanje. So hierdie jaar het hulle En 'n klomp dinge gebeur. in Suzuka Klomp het hulle upgrade gebring, nê? Nee? En toe hulle moes of nee Bahrein, maar in Jeddah het hulle eers die verskil gesien. So weer eens ons gaan daai patroon sien uitspeel die naweek ook met verskillende motors. Imola, soos hulle almal bring upgrades die jaar of hierdie naweek. Ja. Maar Spanje is ook een waar meeste spanne upgrades bring. Ja, maar So- dit is ook wanneer die flexie wing uitgefaseer word, dan gaan sy jalse turn of events in die front wing. We'll have to see. Dit is ja. Maar sorry, jy ek begin dit, ja. Ferrari gaan net buite die top 5 eindig hierdie naweek. Dink jy so? Nie is net oor wat hulle al bereik het hierdie jaar. Visie feit een Mercedes obviously. Wag gou, reken jy 2 Mercedes, 2 McLarens en 1 Net Red Bull. dis kom ek sê net buite die top 5. Ja. Okay. Waar ry jy vir Tsunoda dan?
So nou daar Top 10. onder albei ek praat. gaan sê net in die punte. So 8, 9, 10 daar. Ja. Dis 'n lovely gesprek waar ons nou inbeweeg, want dis die einde gewoonlik Kom van ons- die episode is Kom ons gaan afkalie. Dan McLaren, dit is vir my 'n no-brainer. Jy kan net kies tussen wie gaan Paul vat, Lando of Norris. Ag, Lando of Norris. gegee. Lando of of Oscar. die een van hulle nie. Lando of Oscar, nee. En ek dink weer eens ek gaan vir Oscar vir 4 in 'n ry. Ek ook. Ek's jammer. Ja, ek dink ek dink honestly, julle gaan lag vir wat ek sê, nee. Maar ek dink Carlos Sainz gaan alles vat hierdie naweek. Behoorlik. Nee, ek sê ook Oscar vir Paul. Worst case scenario vir Oscar is front row P2 P2 en Max dalk op Paul. ja, en as daar 'n fout kom in 'n pitstop, gaan hy nog steeds podium kry. So sê jy dat daar's geen manier wat Lando Oscar gaan troef hierdie naweek. Nee. Kyk, there's altyd 'n possibility. Dit is altyd 'n possibility. Hy lewe. Maar hy is Maar hoekom dink 100%. Dis is okay, so ons almal stem saam op dit, right? Ja. Okay. Hy En dit is al 4 races in wat ons daaroor saam Hy is stem. te hot-headed. Soos There we sê, go. en hy wil There dis we go. en hy maak dit voel my Kinderlike foute. nie Lando Norris tipe foute. Ja, I agree. Hy sal te hard in die draai, sal 'n lock-up kry of Maar jy dis wat sê dit. nodig Jy, ek hoor wat jy sê. Maar dan kyk ons na al sy vorige races. Wat was sy eerste race in Sochi was dit nie wat hy sou kon wen toe hy uitgebly het met sy China. league. Nee, dit was Rusland. En dat is alreeds wat hy dit sou kon maak werk en die magic sou kon val. Maar dis Lando Norris. Ongelukkig. Ek dink hy Ons staat aan dit is te groot van mee. die jare vol. Ek kan ons net Lando Murphy Norris noem. Want is Murphy's Want hy elke keer slaan Murphy's Law, elke keer. So ek dink McLaren gaan regtig baie goed doen en hulle gaan eager wees om hulle momentum te hou. Ja. Dan as ons Nee, ek kan net gou by al is gaan jy na Alpine. ek wil na Alpine toe gaan. Hey, ons sien 'n nuwe driver daar in. Franco Colapinto. En jy het dit gekol af van laas jaar af. Ek het. Oorie Maar my redenasie is en iemand het my aangevat op Facebook daaroor. En een van die F1 groepies waarna ek behoort daar en gesê maar Roep van laat hy kom sit. nee, hy bly daar in Duitsland, hy kan nie Afrikaans praat nie. Wat hy kom. praat snaaks Afrikaans. Ek Ja, gaan hy met kan my nie woordeboekie. alhoewel ek en hy gaan oor een stem is prost. Verstaan jy? Sy So sy chop Dis nie die renjaar nie. kan ek sy chop van peper nee, hy eet Kassler chops. om gebraai. So Dit moet 'n bietjie so met ander woorde wat ek eintlik sê is jy teken vir Jack doen en ek verstaan. Weet iemand in TikTok Ja, het maar- ook gesê wag ek Daai het nie gebeur dit. hy kom deur die academy. Die system ja. Okay, so baie ouens sit deur die academy. Ek weet Mick het deur die Ferrari Academy gekom. Hoekom het hulle vir Sainz dan geteken? Oscar het deur die academy gekom. Oh, Alpine Academy for that. So nou my punt is net, En- hoekom teken hulle dan vir Jack Doohan as hulle weet hulle wil eintlik vir Franco Colapinto hê? Ja. En Maar daar's jy sê dit daar's al van niks- laas daar's jaar. niks Ja, en if you want loyalty, buy a dog. Kan ek net iets noem en ek praat onder korreksie. Sy pa is ons 'n baie bekende MotoGP rider. Ja, hy was 'n 5-time world champion. Ja. Ek wil my verbeel ek het iewers 'n ding gesien wat sy pa iets het met either a sponsorship of something in die Alpine Academy. Ek verstaan. So ek weet nie of dit 'n invloed gehad het in ja, maar, signing. Nou verloor ons al die wokes as team principal. Ja, maar dis 'n hele episode op sy eie. Seker. Ek weet, maar al die wokes Franco Colapinto en wie vat oor? Flav. Ja. The Flash. Mag hy ooit dit? Dit is verkeerd gesê, dis Goeie. The Flash. Goeie vraag, né? Mag hy ooit want sover ek weet na Crashgate is hy geban. Nee, hulle het sy ban Hoe het hulle? Ja, sy ja, maar die punt wat hy maak is sy ban completely gelig of is sy ban as team principal of Sy ban het whatever? completely gelig. Okay, maar nou is my volgende vraag. Hoekom want ons almal het dit en Drive to Survive het eintlik nog meer komieklik kom maak na ons almal toe. Hoekom het hy vir Jack Doohan gesign? Ek dink soos hy sê, daar was 'n loyalty, daar so as of 'n sponsorship. Onthou net Hy gou. pa Mick doen Onthou net gou. betrokke by Alpine. Want ek wil net gou iets sê. Ja, maar dit Ek wil net gou iets sê. Flavio Briatore kom uit 'n business world uit, nie uit sport uit nie. Ja.
hy het lank vir Giancarlo Benetton gewerk. Ja. Okay. So hy het al wat Giancarlo Benetton vir hom gesê het, make the team win. So hy het wat 20 bar euros gemelk en nou vat hy wat hy eintlik wil hê. So nou wat hy getask is om te doen by Alpine is make it win. Okay? So as jy nou as jy 'n meer ruthless ou wil vind, jy gaan nie. Gaan jy nie kry as jy Nee, jy gaan nie. En Hy het 2 World Championships. Sy woorde aan Ross Brawn was die volgende. Okay? Ross Brawn wou 'n nuwe part op die motor gesit het. Toe sê hy vir hom nee. Toe sê hy Ross Brawn, hoekom nie? Hy sê van ons 'n sticker op. Hy sê ons 'n sticker op. Ja, hy sê daar sponsorship, is geld. Hy sê maar ek wil die kar vinniger maak. Hy sê kan jy garandeer is gaan vinniger wees? Hy sê nee. Hy sê dan kan jy dit opsit nie. Jy moet my garandeer. Want as dit vinniger is, gaan ek wen en ek gaan geld maak en die sponsor gaan vir my meer geld gee. Dis hoe sy brein werk. Ja. Maar dit is nie verkeerd nie. Ek Nee, hoor dit. Ek hoor dit. Dit is dit is wat Renault in die 2005 en 6 season so goed gemaak het. Terwyl ek sê Stella is goud, maar nog steeds maak daai vir my sin. En dis hoekom hy baie effektief vir Renault en Viry geboot het vir 2026 en hy vat Mercedes engines. Ja. So en ek bedoel net in die spasie van 'n paar maande kan ons maar sê het Alpine van die laaste 2 races van die podium gekry in Brazil. Ja. Het hulle pace gehad en hulle het in die begin van die jare baie vinnig motor gehad en Gasly was ten spyte daarvan net by die top 10 was, right? Ja. Hy sukkel. So Colapinto, ek verwag baie van hom af. Ons almal doen En maar ek ry hom ook redelik. Ja, seker. Ja. Hy het definitief sy eister gewys by Williams laas jaar. Ja, Definitief. Nee, definitief. En dan ouens, ons gaan nou met vinnig beweeg. Aston Martin. Dink jy ons kan veel verwag van Ek dink nie so nie. Ek dink hulle fokus op maar hulle bring ook upgrades, reg? Ek dink hulle bring upgrades om te toets vir volgende jaar se kar. Maar dit is nog nie help my gou hierso. Dis nog nie Adrian Newey upgrade. Well, obviously Adrian Newey influence upgrade. Ek dink nie so nie. Kyk dan fellows is weg, nee? Ja. En hierdie is 'n Hulle designer. Ja, van Red Bull af gekom het. So hierdie is 'n Dan Fellows kar. Onthou, hierdie is 'n evolution van die 2023. Maar hierdie upgrade was 6 podiums in die eerste 6 races gekry. Ja. Dit is 2024 waar ons net daai pace 'n bietjie verloor het en nou sit ons met hierdie skadonk. Ja. Verstaan jy? Trekkers. So, Ja. jy weet jy kan ek net gou op skedonk in Afrikaans. Yes, ons as ons dit 'n juweel Afrikaanse woordjie dan vat hy. Daai is nou pragtig gewees, skedonk. Dit op 'n grid. Ek verwag niks van Aston Martin die naweek nie want ek wil nie want elke naweek het ek my expectation goeie finish. En die slegste ding vir my van alles is Lance Stroll het punte en Alonso nog een punt. Lance Stroll lê 6de in die championship op. Ja. 14 Nee, dis hierdie waar. Ja. Beste. Ek dink hy's definitief top 10. Ja, dog. Nee man, Kali kyk gou vir ons. Ek praat onder korrek. Nee, maar hy's definitief 14 Carlos is nog eers top 6 nie, maar hy is definitief Jesus, Carlos hoor as Onthou Carlos het al 'n DNF gehad. Exactly. 2, exactly. Ja, hy DNS. Ja, 2 DNF's, dis reg. Okay, maar ek weet ons is haastig, maar ek wil net gou vra op Aston Martin. Wat as ons sê almal bring upgrades, wat bring Aston? Aston sal 'n floor upgrade bring. Hulle sal sorry, die vraag wat ek vra is, hulle bring 'n upgrade, maar is nog steeds subjektief tot almal anders se upgrades. Ja, ek dink nie ek weet nie, weet wie dryf hulle upgrades dan? So Newey sal alles sal 'n technical directive hê van Newey af. As ek dit nou so kan verduidelik, hy gaan nie daar staan en sê verander dit so nie. Maar hy gaan nou so staan en sê ek het nou gedink as moet nou so en so maak sodat iemand anders kan notas vat. Ja. Ek dink dit die manier hoe hy die Okay, ek vind nog iemand wat jy sê, maar dit voel vir my as Adrian Newey iets raak,
dan sal Merite in. So ek Midas, hy verandering gaan. dink ja, exactly. Maar dink jy nie dat ek sê dit nou maar net uit en dan kan ons onmiddellik aanbeweeg. Dis nie moontlik dat ons 'n surprise sien van Aston Martin dalk nie. Kom ons hoop. As wanneer dit nodig is Fernando goed. As hy uit sy 10 vingers uit 4 vingers raak slaan, sê of 5 vingers raak slaan, dan elevate hulle dalk even bo Williams. Dis glad nie moontlik. Daai is 'n bold statement. Dit is 'n bold statement. Kom ek sê die volgende is dat hulle gaan moet iets doen want jy kan hoor Fernando raak frustreerd. Hy doen. Ek Fernando is 'n team divider. En dit vat baie om En ek sê ook dit met 'n Williams hoekie op my kop, maar ek verwag ook in die ergste en hy sal te awesome. Dis hoekom ek sê en vra. So kom ons beweeg af nou weer. Net gou voordat ons afbeweeg, net gou terugkom na daai vraag toe waar Lance Stroll staan. Hy staan 14 punte saam met Ocon en op die rangleer is hy 10de en Ocon 9de. Top 10. Well, dan word hy Delport. Top 10. Carlos. Ja, Carlos is 13de op 7 punte. How vat hy? Lance Stroll is top 10 in die championship. Lekker. Can you imagine? Verstaan jy? Staan jy? En daar's 'n paar groot name Kom onder. ons gaan gou Williams toe, want ek wil graag gou oor hulle ook praat. Alexander Albon definitief het verlede jaar of die vorige race 'n paar issues gehad. Ja, dit was nie sy skuld nie. Dit was nie sy skuld nie en ek dink Carlos was baie frustreerd. Ek dink daar's baie wat ons kan leer. Daai crash met Yuki was net aanvanklik gedaan. Ja, en timing. en dan hy fight met Lewis tot op die laaste lap was great geweest. Ja. I agree. Ek dink Carlos het beter verdien in Miami. Ek dink die kar was vinniger as 'n Ferrari, as ek honest moet wees. Ja. Vinniger as 'n Lewis Ferrari. Die feit dat 'n Williams met 'n ek wil amper sê 'n topspan kan compete is vir my so lekker om te sien. Okay, maar kan ek net sê weens die history van Williams moet ons niks minder verwag nie. Dit is so, maar as jy ook nou vat die Williams, Sir Frank Williams en die span en die dogter wat daar was, is nie meer betrokke. Presies. Heeltemal. Wie is die ou? Sy is wel soos 'n spreadsheets. Verseker. Nee, dis nie. Dit is so, man. Excel is powerful. Okay, maar boys, nou wil ek net Williams in Excel. Ja, jy vir die Okay, maar sorry, dis droog. Dis brilliant. Nee, dit was brilliant. Jy met jou rooi het en jou rooi top, ek met swart het en met. Maar anyway, nou wil ek net gou sê in die wêreld van voetbal, nee. Jy kan nie so vloek. Ek weet nie of jy dit nog begryp nie. Man United byvoorbeeld. So Royce wat jy nou aangetrek is dalk met 'n nie vergelyk met Man United toe. Man United is okay, Liverpool. Hulle sê vir dit gaan. Hulle is dalk nog rooier. Nee, maar dit ook anyway. Man United, nee. Man United is nog steeds die mees suksesvolle span in die Engelse Premier League, right? Maar vir wat 14 jaar lank al sukkel hulle. Nou om nou te sê maar hierdie naweek verwag ons dat hulle nou, jy weet, dalk hierdie of dalk daai of dalk as gevolg van hulle pedigree. Yeah, it's not. Okay, ja, dis nie running vir die Europa League en dat dit onlangs like great. Maar dit hoor jy vergelyk basis, maar wat ek wil sê is dat die pedigree Frank en Claire is nie meer betrokke nie. Al die sponsorships van die 70s nie, 80s nie, 60s nie, 90s. Wat se naam is op die kar? Ons moet weet jy wat dit is so. Wat se naam is op die kar? Is Formule 1 nie. Wat se naam is op Man United? Dit is die punt wat ek bedoel. Is jy nie so goed soos jou laaste wedstryd of soos jou laaste race? Seker. So dit nee, ek so groot fans as ek van Carlos Sainz is. Dis al hoekom ek Williams weekie het, want ek like wie hy is. En dis hoekom ek nog steeds my allegiance gooi by McLaren en by Ferrari, want hy was daar ook. Oral waar Carlos raak. Maar dis hoekom ek sê, boys, as ons sien hoe Aston Martin, ons sê almal bring upgrades. Wat se upgrades bring Williams? Williams gaan upgrades bring in hulle suspension.
vir traction. Pull rods. Want nee, hulle is push, niemand weet. maar hulle hardloop push rods. Ja. Ja, maar dan ry nie met 'n Ferrari engine. Nee, dit gaan oor hulle het 'n Mercedes engine agterin. So hulle hardloop met 'n Mercedes transmission en 'n Mercedes suspension. Ja. So hulle gaan upgrades daar bring. Maar onthou net hulle fokus gaan wees hierso. Okay, hoor my mooi, is hierdie soveel soos feit dat 'n balance setup is dit 'n traction circuit ook. Ja. Onthou, 100%. jy's Spain en Monaco wat voor lê. Dan gaan jy So jy wil 'n bietjie data inwin. en En jy moet tonne mechanical grip hê. presies. Ja. En die eerste ding wat Carlos gesê het in met die 2024 motor is die kar is nie goed in die slow corners nie. So dis waar hulle improvement gaan kom. As jy nou praat van tonne mechanical grip, en vat dit my terug na wat Lewis uit 'n kar uit kan squeeze. Sorry, ek wil net terug gaan na Ferrari toe, nie, maar ek noem dit nou maar net. Koggerol. Hy kan dit uitsqueeze, maar die probleem heiliglik wat Ferrari regtig mee sukkel is die tire degradation. So ja, hy kan dit dalk uitsqueeze, maar sy tyres gaan jou nie. Ja, maar Ferrari is nie so sleg met tire dek nie. Nee, hulle is 'n beter Hulle is race above average. Ek bedoel, is hulle nie kort na McLaren nie? Ja. Is hulle nie die beste na McLaren nie? Well, nee, die punte sê iets anders. Fair, maar ook die punte het ook disqualies gehad, Ek of dink skieblocks en ek bla dink bla. honestly as jy 'n honest assessment van Ferrari sit, is het hulle actually agter Merc geval. Ja, So ek sou sê dis McLaren, Red Bull, Merc, Ferrari Ja, maat. en dan Williams. dan Williams, ja. Daar ek waardeer wat jy nou gesê het, want ek ken jou Dis neutraal. en ek weet hoe passievol as mense is en hoe lief jy vir jou vrou is en al hierdie goed is en jou kinders en jou hele lewe spreek passie. Vir jou om so 'n realistiese moment te hê, man, ek respekteer dit. Dankie. Yes. Kom. Yes, maar reg nou. Dit Dankie. vat my nou nog ons dieper. Dankie, Rosie. Yes, Waardeer. maat. Yes. Waardeer. So, Kiel daai hartsnaar. Kiek Sauber, Sjoe. ek Nou is ek bekommerd oor Ferrari. Ek dink Sauber gaan improve. Ek dink hulle hoop vir beter resultate. Weereens Hulk en Bortoletto is besig om baie goeie resultate, veral Nico. Vir wat hulle het. Vir wat hulle het. Ja, Nico sê Nico Hulkenberg het Ja. regtig ek dink so behalwe vir die upgrades het hulle regtig 'n baie beter setup window vir hulle kar nou. So ek dink dis waar hulle hulle Ek dink Nico is grootste een ou wat die lewendige dinge uit 'n kar uitry van wat hy het. Weereens buiten hoekom ek so hoop hy kan iewers 'n podium kry. Ek wil nou net sê, hy is die beste driver ooit sonder 'n podium. Ja. Dis is Adam Grant Ja. wat die beste driver is wat nou die race gewen het. Ja. Ek weet ons het nie tyd nie, nee, ek weet dit. Maar kan ek net gou vinnig, ons lewe in 'n day and age waar crowdfunding 'n big deal is. 'n Big deal. Ek weet nie hoe ek nou al 'n paar goedjies. Was 'n lekker crowdfund. Is F1 al groot genoeg dat ons kan crowdfund om vir Nico Hülkenberg in 'n kar te sit waar hy 'n podium kan kry en die resultaat daarvan kan geniet in dividende. What a question. Hoekom lag jy? Ek dis 'n legit Want die vraag is Rassie, kan jy op Tafelberg 'n huis bou? Maar Kan jy? as jy genoeg crowdfunding het om kansels wat jy op Kan jy? PayPal se kop te swaai, Kan jy? ek wel jy kan nie 'n huis opbou nie, maar jy kan al die kabelkarretjies se huis omskep in 'n huis in. Ja, wel dan kan jy net sowel omry seepunte en dan is dit al vir karre Dit is kry. my vraag, ons almal sit hier so, ons almal sê Jesus wens, ons sien vir Nico Die op 'n realiteit podium, maar om dit by realiteit te bring, hoe lyk dit? die Wat realiteit is die droom? Audi. So Dis ja. Pinotto 2026 reëls. Daar's jou moontlikheid. En jy sien, Ja. Waar vir volgende jaar? sien, Kom ons gaan gehaas. my maatjie is. Haas. Bring hierdie Esteban Ocon hulle gaan meer upgrades bring. Ons het gesien die Okay, maar dis 'n super Drie. wet race en almal cancel en Nico vat 'n Audi na 'n podium. Quattro. En dan wat gebeur het Ek wil met quattro sien. met Haas? Ek wil dit Hulle sien. nooit sien nie. Sins Haas. my Toyota met 'n KDDS Luister hier, Prado Land Cruiser suspension. luister gaga. Haas ons weet hulle is besig om
incrementeel. Ek gaan stop by vir die res van die episode. Dankie. Dankie dat julle 5 letter gekyk het. Rassie uit. Rassie. So hoor jy my vriend. So ons weet hulle bring inkrementele upgrades deur die hele season lank en dit raak beter. So ek dink weer eens ek het nie 'n opinie oor aankaan nie. Ek hou nie van hom eintlik nie. Vir my as Beerman vinnig is, dan weet ek die kar werk. Ollie Beerman is vinnig. Hy is vinnig. Ja, definitief. Hy het verlede jaar oor bewys. Eerste reis in 'n Ferrari eindig hy 7de. Absoluut. Verstaan jy? So ja. En dan laastens Racing Bulls. Ek het gehoor Liam Lawson is op 'n warning. Ek het So Liam Lawson is op 'n Ja. Lawson is op 'n warning dat as hy nie gaan perform nie, gaan hy uitgeskop word. So amazing dat jy 'n paar jy vang vir Danny Rick uit, né? Jy haal vir Danny Rick uit en sit Liam Lawson in, gaan Red Bull toe, verloor jou Red Bull drive na 2 Grand Prix en jy perform nie in 'n Racing Bull wat half amper beter was nie, en daar's 'n teorie daar buite in die Amerikaner se kant dat Max het 'n Racing Bull gevat en gewen. Maar dis nou tipies Yank. Ek gaan eerlik wees, ek sal like om te sien wat kan Max met 'n Racing Bull doen. Hy sal wen. Dit sal interessant wees. Ek dink nie so nie. Hy sal hom definitief in die top 4 kry. Ek dink hy sal ry waar hy nou met sy Red Bull ry. Ja. Maar die rede hoekom ek nie so sê nie. Ek weet nie of julle die video gesien het van Alex Albon wat hy verduidelik hoe dit voel om 'n Red Bull te ry. Ja. Wat hy met die storie met die meis. Ja. So die Racing Bull is nie so die setup is nie so gedoen nie. Hy is gebou daarvoor. So gaan Max regtig dit kan doen met daai kar. Nee. Weereens, maar omdat Max 'n unicorn driver is, kan hy is 'n unicorn driver. Dan kan hy enigiets ry. Ja. En hy sal verstaan jy. Laastens dan ou wat my sover hierdie jaar baie impress het, is Isaac Hadjar. Hy het gecrash, gehuil. Lewis se paas vir my 'n drukkie gegee, bietjie liefde. En van daar af ry die wiele van daai Racing Bull af. En glas oog het sy nonsens uit oor hom gepraat. En hy herinner my aan 'n Harry Potter karakter. Hy voel my hy moet dan in Diagon Alley wees. Dit voel net vir my iewers met 'n skaap om hardloop. Verstaan jy? So hy met weet jy wat? Ons nooi helmetmaker uit na die volstruisplaas toe in Oudtshoorn. Ja. Hy moet jou van hulle ry. Van daar af reël ons sy begrafnis. Jammer. Maar weer eens wat ek net wil sê daarso is, ek dink Isaac Hadjar gaan great wees. Ek sal hom altyd op die fringe van die top 10 sit. Dit sal altyd my 11de, 12de wees as ek sê sit Isaac Hadjar in 'n topkar, in 'n Mercedes, ek wil sê 'n McLaren, en hy en Antonelli ry saam heel voor. Isaac Hadjar het vir my daai, hy het daai, ek wil amper sê daai X-factor. So ek dink ek sal saam mee stem. Soos Bortoleto vir my. Verseker. Ja. Ek dink dis die 3 rookies. Ek wil dink die ander ouer ook het. Olie is ook daar. En Colapinto. Colapinto het dit. Ja. Ek dink ons volgende generasie van Formule 1 drivers begin nou. Dis tog al reg, hè? Kom, ons is besig om nou daar te kom. En as jy nou kyk, as jy net kyk na daai 5 ouens wat ons genoem het, Ollie Beerman, Colapinto, Bortoleto, Kimi Antonelli en Isaac Hadjar. Daai 5 van die 20 drivers op die grid staan wyd bo almal uit vir my. Ja, dis waar. Presies. Ek bedoel 8 jaar van nou af is dit die 5 ouens wat ek verwag om nog in Formule 1 te sien. Ja. So ouens, as ons 'n bietjie afgaan vinnig deur die hardloop. Ons gaan Vrydag baie lae temperature hê. Dit gaan klaar wees, 21 grade Celsius. Vir die Saterdag, dis Sondag, en dan Sondag het ons 'n hoog van 22 partly cloudy, maar daar is 'n slight chance of rain. Ek dink dit is 35% kans. Wat se invloed gaan dit op strategie hê? As ons kyk af onder toe, ons gaan dalk moet consider dat hulle gaan begin op soft tires definitief. En soos jy vroeër gesê het, die bande is sagter, ja. En ek dink ons gaan die medium sien. Hard tires sal ons dalk sien vir ouens wat van die pitlyn af begin. Miskien gaan ons dalk die agterste. Miskien gaan ons dalk ouens sien wat op die hard tires begin. Of dalk 'n engine change gaan hierdie naweek miskien. Want hulle moet cycle. Wat dink jy is die kans dat
omrede die C6 is nou die nuwe soft compound. Omrede nie veel van hulle testing gedoen op daai tyre nie, dat meeste van hulle eerder op 'n medium met 'n C5 soft compound wat hulle ken eerder van begin om 'n edge te kry voor hulle die C6 opsit. So kan ek vir jou dit sê, ek dink hulle gaan 'n C6 tyres gaan hulle wissel met die tyre wat hulle in die race wil run in die practice session sodat hulle die C6 kan toets en nie gebruik nie. Okay. Dit maak sin. En dit is 'n testing session vir C6. Practice session verstaan. Ja. So Dit maak sin. So dis dit. Data eerder daar op te tel. Ja. Ons kyk na 'n two-stopper. Okay, dis 63 laps is tradisionele two-stopper. Maar kom ons kyk, dis nie geresurface hierdie jaar nie. So ons mag dalk hier en daar 'n one stop sien as ons. Ja. Maar En die waarskynlikheid van McLaren se kant af vir 'n one stop is redelik. Al met die manier hoe hulle tyre kan manage. Ja. Presies. So ouens, kom ons kyk hoe gaan die naweek uit en dan Morney, ons wil vir jou baie dankie sê dat jy op die show was vanaand. Ons het so 'n geskenkie vir jou. Hierso. Ja, dit loop die man so vinnig weg. En ons wil net vir jou baie dankie sê dat jy baie dankie. 5 ligte appear het en ons waardeer jou ondersteuning baie. Ja, nee, dankie dat jy like en ja, ons vir check ons. Was ek nou deel van die span? Deel van die span, pap. Welkom. So geniet die Grand Prix ouens. Ons sien julle na die Emilia Romagna Grand Prix op Imola en met bietjie review na die tyd en hopelik het ons 'n baie goeie Grand Prix. Julle met 'n baie lekker week hê en ons sien julle volgende keer.